U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Hier volg 'n storie geskryf deur Martin Kaywood uit sy boek Stories van Meiner Martin. Die juffrou met die short. In hierdie storie moet ek die name verander om die vrede in 'n paar huise op 'n klein plattelandse myndorpie te bewaar. Terwille van die vrede maak ons soos in van die ander stories op die blad weer die antagonis se naam Piet. Die oorspronklike insident het in die vroeë jare 90 afgespeel. Eintlik was dit heel onskuldig, maar soos almal weet, raak sommige stories soos legendes al hoe beter met elke vertelling daarvan. Ongelukkig was ek nie self teenwoordig nie en moet ek die storie skryf soos Piet dit vertel. Dit vind plaas op die dag voor die skool begin vir die nuwe skooljaar. 'n doodgewone dag vir die meeste mense, maar vir onderwysers is dit 'n besige dag. 'n dag wat alles op die kalender vir die jaar beplan en bespreek word voor die kinders die volgende dag opdaag en die groot werk begin. Dit is ook die dag wat nuwe onderwysers opdaag by die nuwe werksplek. 'n dag vol stres vir die nuwelinge en ekstra stresvol vir die onderwysers wat die vorige November nog studente was. Is die streng kleredragreëls vir onderwysers, vir redes wat sekerlik geen verduideliking nodig het nie. Natuurlik is die meeste van die reëls vir die dames en geld dit vandag nog. Byvoorbeeld, strandplakkies as skoene is glad nie toelaatbaar nie. Geen langbroeke nie, veral nie denim langbroeke nie. Nie eers die ouma snit nie. Ek dink julle sal verstaan daar is reëls vir elke tipe uitrusting, veral oor halslyne en rompe se lengtes. Die een moet hoog wees en die ander een moet lank wees, om in die minste daarvan te sê. Kortbroeke of shorts is soos koekies in die weeshuis, iets wat nie bestaan nie. Hierdie is reëls wat baie duidelik is en bitter streng toegepas word en glad nie oop is vir bespreking of interpretasie nie. Dit was net na 10 die oggend en die skoolhoof het reeds vrede gemaak met die feit dat hulle die jaar begin met 1 onderwyser kort, want die jong juffrou wat aangestel is, het nie opgedaag nie. Ek sal nooit weet of die skoolhoof kwaad was, omdat hy 'n taalonderwyser, 'n atletiekafrigter of 'n nuwe netbalafrigter moes begin soek nie. En of hy sommer net vies was, omdat hy vir 'n mooi jong Afrikaanse student 'n kans wou gee nie. 'n Kans wat die juffrou beslis nie waardeer het nie, want anders sou sy oordentlik genoeg gewees het om hom te laat weet sy wil nie vir die myners kom skoolhou nie. Dalk was die skoolhoof vies vir iets heel anders of dalk net uit gewoonte. Hierdie inligting het Piet nooit gedeel as hy die storie oorvertel het nie. Piet het hierdie agtergrondinligting weggelaat vir een of ander onbekende rede. Piet se aanslag op die storie was vanaf die ander kant, die kant van die bruin gebrande langbeen juffrou. Piet het die storie uit haar oogpunt benader. Piet vertel die storie begin halfpad in die atletiek seisoenreëlings en datums in. Toe die personeelkamer se deur oopvlieg en die skoolhoof in die middel van 'n sin sy woorde insluk en begin hakkel, hamer en stotter het. Dalk uit woede vir die onderbreking en dalk omdat hy 'n man was. Piet vertel dat met die oopgaan van die deur van die manspersoneel ophou asemhaal het en van die vrouens begin vuur spoeg het. Min of meer dieselfde gebeur vandag nog as Piet dieselfde legendariese storie vertel. Die begin van die jaar as kleredragreëls bespreek word of elke jaar as die mans graag weer die storie wil hoor. Dit is 'n storie wat elke jaar met meer kleur vertel word, elke keer 'n bietjie langer word met elke vertelling,
anders as die juffrou se short en hempie waarmee sy in die personeelkamer ingestorm het. Die storie word langer soos haar swart hare en Piet voeg met elke vertelling kleur by, soos haar bruin gebrande bene na 'n Desember vakansie, wat duidelik onwettig lank was. Hy voeg meer kleur by, as hy vertel van die blommetjies op die short wat elke jaar verder van haar knie af eindig, en 'n teehempie vol engine olie vingermerke wat elke jaar kleiner word. Soos ek verstaan en kan onthou, vertel Piet, daar was 3 kampe in die personeelkamer die oggend. Die wat alles net so wou los en eers die jong juffrou wou gaan help het, haar motor wat vroegoggend langs die pad gebreek het en gaan staan het. Die wat juffrou wou huis toe vat om gepaste klere te gaan aantrek en die wat vir haar die kleredragreëls wou verduidelik het. Blykbaar, soos ek by Piet verstaan, was die kampe duidelik verdeel tussen mans, vrouens en die skoolhoof. Oor die jare het ek die storie male sonder tal gehoor. Altyd op versoek van iemand wat dit nog nie gehoor het nie, maar graag wou, of iemand wat dit net weer wou hoor. In al daardie vertellings is daar detail wat Piet nooit uitsluit in die storie nie. Die juffrou se identiteit en of die insident werklik plaasgevind het, of is dit net Piet se kleurryke manier om die reëls te verduidelik nie.